Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, trane en beproewinge. En die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge, wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode. Handelinge hoofstuk 20 vers 19. Van die dae van Adam tot ons eie tyd het ons groot vyand sy mag uitgeoefen om te onderdruk en te vernietig. Hy berei nou voor vir sy laaste veldtog teen die kerk. Om sy ware karakter en doeleindes beter te verbloem, het hy homself so laat voorstel dat dit geen sterker emosie as bespotting of minagting opwek nie. Hy is wel tevrede om uitgebeeld te word as 'n belaglike of walglike voorwerp, misvormd, half dier en half mens. As Satan aanvanklik so lustig was, wat moet hy nou wees, nadat hy ervaring van duisende jare opgedoen het? Tog is God en die heilige engele, en almal wat in gehoorsaamheid aan die hele wil van die Here bly, wyser as hy. Almal wat aktief betrokke is by die saak van God, en daarna streef om die misleidings van die bose te onthul en Christus voor die mense te stel, sal kan deelneem aan die getuienis van Paulus, waarin hy praat van die dien van die Here met alle nederigheid van gees, met baie trane en beproewinge. Die versoeker het geen mag om die wil te beheer of die siel te dwing om te sondig nie. Hy mag benoud maak, maar hy kan nie besoedel nie. Hy kan pyn veroorsaak, maar nie besoedeling nie. Satan kan nie ons gedagtes lees nie, maar hy kan ons dade sien, ons woorde hoor. En uit sy lang kennis van die menslike familie kan hy sy versoekings vorm om voordeel te trek uit ons swakpunte van karakter. En hoe dikwels laat ons hom in met die geheim van hoe hy die oorwinning oor ons kan behaal. Ag, as ons maar ons woorde en dade kon beheer. Satan het Christus aangeval met sy felste en subtielste versoekings, maar hy is in elke konflik afgestoot. Daardie gevegte is namens ons gevoer. Daardie oorwinnings maak dit vir ons moontlik om te oorwin. Christus sal krag gee aan almal wat dit soek.